So wat? Ja. Wie gee om? Ag, Marula. Is dit Marula? Marula. Hallo en hartlike welkom in Marula Media se sitkamer. Ons is die Kultuurklik en by my het ek vir Joanine en vir Mizaan. Ek is Leonie. Julle, ons moet praat oor alles wat hierdie jaar gebeur het in die vermaakbedryf, internasionaal, plaaslik. Daar het eintlik verskriklik baie goed gebeur. Miskien moet ons maar begin by die nuwe lewens wat in die wêreld ingekom het. Dis lekker. Dis 'n goeie, Ja. dis 'n goeie afskopplek. 'n goeie Afskopplek. plek. Ja, want dit is die rugby spelers waarvan ons wil praat, veral die Springbokke. Hulle het omtrent hulle spannetjie uitgebrei. Wat interessant is dat baie van hulle dogtertjies gekry het. Ja, klomp nuwe Springbokkies. Ja, miskien Is sal hulle hulle 'n wel- netbal spannetjie begin. Ja, wanneer hulle nie op die veld is nie, is hulle in die hospitaal. Ja. Besig om babas te verwelkom. Trofee en babas. Ja, maar ons was by Eben Etzebeth se boekbekendstelling. Ja, ek wil net sê as dan 'n baba is wat ek sal uitsonder omdat ek heeltemal die pa uitsonder, dan is dit besig. Ons het die voorreg gehad om na sy boekbekendstelling toe te gaan by Mall of Africa en dit was 'n belewenis en waarvoor ek al 14 jaar lank gewag het. Om vir Eben Etzebeth in lewende lywe te sien en mense sien hom van ver in lewende lywe aankom. Ons Hy moet dit is sê. nogal 'n reus. Hy wat staan aangeloop letterlik kom. uit. Dit was eintlik 'n baie lekker spesiale geleentheid. Mense wat dit nou nie kon bywoon nie. Wat so mooi was, hy het daar gebly vir 2 ure, 3 ure Ja. en almal wat daar was, se boek geteken en 'n fotootjie geneem. Ons was derde laaste, ons het dit amper nie gemaak nie, maar ons het dit toe nog gemaak op die ou einde. En die wat dit nou al gelees het, weet ook dis eintlik baie mooi en baie spesiaal om ook 'n bietjie sy verhaal, want hy's eintlik 'n man van veel woorde nie, om bietjie sy verhaal ook te kon of meer daarvan te kon leer en goed. Ja, en hy het ook nou nog 'n babatjie, daar's nou 2 springbokkies in die Etzebeth huis. So, Twee dogtertjies. Twee dogtertjies. Twee blommetjies soos wat Ja. hy hulle noem. Ja. Ja, en Handrey Pollard het ook 'n dogtertjie gekry. O ja, hy Ons het ook 'n asseblief dogtertjie gekry. Net praat oor Maries Pollard. Ek voel ek wil oor haar praat want sy is so mooi, sy laat my oë traan. En wanneer sy swanger is sy nog mooier. So ek kan sien hoekom Handrey graag wil hê sy moet in daai toestand wees. Want sy's baie mooi. Sy is daar wat hulle sê as mense gloei. Nie al Ja, gloei, sy nee, gloei. sy gloei. Verseker sy gloei. Ja, maar sy gloei sonder swangerskap ook. Ja. Ja, ek's bietjie jaloers op haar, maar sy's regtig vir my verskriklik mooi. Wie het nog babatjies gehad? Faf hulle het nog Baie babatjies. onlangs het hulle 'n baie babatjie onlangs. gekry, 'n dogtertjie. Ja, en sy het mos ook 'n sussie, nê? So hy het ook 2 dogtertjies. Ons het eintlik hierdie jaar baie lekker plaaslike geleenthede ook gehad. Een van hulle was meer vir Suid-Afrika wat jy ook bygewoon het saam met my. Dit was regtig 'n baie lekker geleentheid. Dit was 'n groot geleentheid. Daar was verskriklik baie bekende mense. Ek moet sê, ek het 'n bietjie meer bekendes verwag, maar ek dink die wat hulle daar gehad het was 'n goeie verteenwoordiging van Suid-Afrika en meer van Suid-Afrika. Daar was uiteenlopende kunstenaars, Karen Zoid was daar, Demi Moore was daar, maar ek dink die hoogtepunt was dat Mia Leroux daar was en sy het haar kroon nou oorhandig. En jy het met Mia eintlik 'n uittreë onderhoud gevoer. So kom ons praat net so 'n bietjie oor wat sy vir jou gesê het, want ek weet sy het so 'n bietjie van 'n moeilike mee vir Suid-Afrika reis gehad. Ja, kyk, 'n mens moet nou nie te veel daar inklim nou nie, maar dit was 'n baie moeilike jaar vir die kompetisie gewees. Ons weet daar was baie drama gewees rondom gaan dit nog gebeur. Een of die ander persoon het nou uitgetree, skielik uitgetree. 'n Klomp mense het bygekom gegaan. So daar was 'n bietjie drama gewees, maar Mia het dit eintlik so mooi gesê. Sy het gesê ondanks die verandering, ondanks die mense wat gekom en gegaan het, dit bly 'n baie goeie platform vir jong vroue. Dit bly 'n baie goeie geleentheid ook en sy sê dit het haar verskriklik aanpasbaar gemaak en dit is maar tog wat die lewe is en sy is al reeds so aanpasbaar. Sy het geskiedenis gemaak as die heel eerste dowe mee vir Suid-Afrika en ek dink hoe sy dit ook gesê het is hierdie het haar net nog sterker gemaak. Dit het haar net nog sterker gemaak. Sy het natuurlik gesê ook sy het verlang na die mense wat weg is. Werner Wessels is een van daai mense. Ek dink altyd aan Miss Congeniality. Sy kan Werner Wessels dink. Die wat nie weet wat hy doen nie, dit is letterlik soos wat Sandra Bullock se regterhand was in Miss Congeniality, maar soveel meer ook. Hy was aan die sy van die grootste skoonheidskoninginne, Rolene Strauss, Demi Lietiber, almal van hulle. Hy was aan hulle sy toe hulle internasionale krone gekry het. So ek dink daar is nou hierdie nuwe era. Hulle praat ook heeltyd van die nuwe era
wat die kompetisie nou gaan betree. Daar was 'n bietjie van 'n wik en weer gaan dit ooit gebeur in 'n stadium, toe wonder ons gaan dit gebeur. Ja, want hulle was baie laat Baie laat met die inskrywings. Ja. Ja, en toe het enetjie nog uitgeval, so daar was net 9 finaliste op die einde in plaas van 10, né? Ja. Ja, so daar was eintlik baie drama gewees oor Mevrou Suid-Afrika omdat soos jy nou genoem het, baie mense het weggegaan en die oorspronklike mense wat altyd Mevrou Suid-Afrika se leierskap was, het uiteindelik ook bedank. So die hele kompetisie het toe eintlik nou in nuwe hande geval net voordat hulle nou moes 'n nuwe wenner aankondig. En toe hoor ons ook hulle het nie meer die internasionale lisensies vir supranasionaal vir Miss Universe, Miss World. Vertel net vir ons 'n bietjie wat gaan daaraan, want jy weet verseker die meeste daarvan. Ja, dis eintlik 'n klein bietjie hartseer. Ek dink ons kan maar eerlik wees, want ons weet die afgelope 10 jaar het ons plaaslike skoonhede eintlik baie goed gedoen op die internasionale verhoog. Hulle was baie mededingend geweest. En wat nou ongelukkig gebeur het, mense weet nou nie is dit as gevolg van die tydlyne en die nuwe eienaarskap, maar ons het nie enige lisensies om deel te neem aan Mevrou Wêreld, Mevrou Heelal of Mevrou Supranasionaal, wat nou die 3 grootste kompetisies is nie. So dit beteken dat hierdie jaar se wenner gaan nêrens volgende jaar kan deelneem nie. Wat nou wel gebeur het, wat interessant is 2 nuwe kompetisies is nou gebore uit hierdie uit. Daar is nou 'n aparte Mevrou SA kompetisie vir vroue wat wil deelneem aan Mevrou Wêreld en 'n aparte een vir vroue wat wil deelneem aan Mevrou Heelal. Dit is nie eintlik eienaardig nie. Mense wat nou sê, daar's nou so baie Mevrou Suid-Afrika kompetisies. Shee, werk dit ons vir 'n lang tyd. In die VSA is Miss America en Miss USA 2 aparte kompetisies, een gaan na Mevrou Heelal, een gaan na Mevrou Wêreld. Eintlik wat dit 'n goeie deel is, dit gee nou vir meer vroue geleentheid, maar ek dink vir ons in Suid-Afrika was daar nog altyd hierdie ding gekoppel aan Mevrou Suid-Afrika. Dit was een kompetisie, een titel. En mense kan maar sê wat hulle wil. Daar's baie mense wat sê, maar hoekom moet ons nog omgee? Dit is 2025, hoekom gee ons om? Dis skoonheidskompetisie. Enige iets wat 'n saambindende faktor is of kan bied soos die Springbokke, dink ek is 'n goeie ding. En dit maak nie saak wie ons wenner is nie, dit maak nie saak watter jaar dit is, dit maak nie saak waar sy deelneem nie. As een van ons vroue op daai verhoog staan, is ons almal op ons foon om te kyk of sy gaan wen. Almal lewer mooi kommentaar. So enigiets wat op daai gevoel kan kweek, dink ek is goed en moet ons behou. Maar wat nou volgende jaar van voor lê, weet ons nie, ons weet net ons Mevrou SA bly net hier. Sy gaan nêrens volgende jaar nie. Jan Matthys bly se karretjie vir haar. Dit is tog. Ai, julle maar so gepraat van Mevrou ek raak altyd in mekaar as dit Heelal is Universe, Ja, nee? Heelal is Universe. Heelal is Universe. So Mevrou Heelal het hierdie jaar ook nogal drama gehad. Dit was oral. En uiteindelik het die deelnemer wat die deel was van die grootste drama, het uiteindelik gewen, wat mense nogals baie verdeel het. Maar wat ek gesien het in die kommentaar was mense wat gevra het, is hierdie tipe van kompetisies nog relevant? Hoekom hou ons nog hierdie kompetisies? En ek dink dit is soos wat jy gesê het, enigiets wat 'n saambindende faktor is vir Suid-Afrika, is iets wat ons ondersteun, maar hoekom is dit nog 'n wêreldwye ding waarin mense belangstel? Ek dink dit is vir baie mense, soos vir Engelse man sal sê, 'n guilty pleasure om dit te kyk. Want in 'n gesprek sal jy sê, "Oeg nee, dit doen nie vroue goed nie," of ons oordeel mekaar nou op hoe ons lyk en op die voorkoms en ons probeer as wêreld wegkom van dit af, maar uiteindelik hoeveel mense skakel in. Iets wat nie goed doen nie, as daar nie kykers is nie, gaan dit nie aangaan nie. As daar nie mense is wat kaartjies koop nie, gaan dit nie aangaan nie. Mense wil dit tog sien en ek dink Marion Holm het dit in een van haar prediksies nogal gesê 'n paar jaar terug en ek dink dit is iets wat baie mense al gehoor het. Offense is taken and not given. Uiteindelik moet ons nou maar aanvaar, sommige mense is slimmer en dan word hulle dokters en hulle word wetenskaplikes en sommige mense is mooier. Dit is nou maar net hoe die Here ons geskaap het. Sommige van ons is net mooier en lekkerder om na te kyk. En sommige van ons is mooi en slim en alles gelyktydig soos Rolien. Soos ek wou net sê soos jy Strauss, dis nie regverdig nie. En mense kan eintlik ook eers sê dat 'n skoonheidskompetisie soos kom ons vat nou meer vir Suid-Afrika gaan net oor hoe jy lyk nie. Beslis nie meer nie. Want daai mense kom in en hulle is dokters of hulle is prokureurs of hulle is wat en eintlik is dit nog steeds iemand vir 'n kleindogtertjie om na op te kyk. En te sê, sure, hulle doen hierdie waarvoor hulle lief is, want ek dink jy doen so iets. Ek dink jy is 'n maklike bedryf om in te wees. Nee. Jy moet lief wees daarvoor. En baie van hulle het regtig ons het dit ook al gesien plaaslik en nou ook het baie interessante loopbane. Baie van hierdie deelnemers is hoogs gekwalifiseer. Daar was selfs nou een wat in 'n
Siemens heavy metal band is. Sy sing ook, so ek dink al die Sy was omtrent die enigste een wat 'n goeie talent. wat 'n goeie talent Daai gehad. video's Dit was 'n bietjie vreemd geweest, maar ek dink Ek dink dit was net vreemd omdat niemand dit verwag het nie, want Ja, sy het so hierdie Engelse pragtig, gesig hier en toe met die demoon Dit so uit haar uit. uit haar uit, maar okay, ek persoonlik het dit verskriklik baie geniet, maar ja, dit het ook mense verdeel, baie mense het gesê dit is aaklig en hoe kan so 'n mooi vrou so lelik sing en alles, maar dit is alles net 'n opinie, verstaan, dit verskil maar En dis van mens lekker. tot mens en dis vir my lekker, lekker. dit maak dinge bietjie, dit skud 'n bietjie die hok, dit jy weet daai perfekte prentjie verander 'n bietjie en ek hou nogal daarvan ook. Nog iets wat baie lekker is wat gebeur het waarby ons 'n bietjie 'n klein handjie ingehaat het, was die nuwe Wicked fliek. Ja. En die rede hoekom ek sê ons het 'n klein handjie daarin gehad is omdat ons vir Lia gehad het, sangeres Lia wat oorsee gestuur is om die premier by te doen. Cynthia ontmoet het. Julle, ek moet vir julle sê die gevoel wat ek gehad het toe ek dit gesien het op Instagram was nie 'n mooi een nie. Ek moes myself Ek moes myself herinner dat ek 'n vredelewende mens is. En dat ons baie lief is En vir dat ek Lia. baie lief is vir Lia Baie en lief dat ek vir vir haar Lia. alles in die wêreld gun. Ja. Ja. Maar ek moet vir julle sê dit was regtig vir my baie lekker om te sien. Want sy het self vertel dat sy het eintlik gedink sy gaan net die premier bywoon. Sy het nie besef sy gaan vir Ariana en Cynthia ontmoet nie. So toe sy nou eintlik die geleentheid kry om dit ook te doen in haar Suid-Afrikaanse skepping. Dit was eintlik regtig vir my regtig 'n trotse oomblik. Al voel dit vir mense so klein, dink ek dit is regtig iets noemenswaardig wanneer vir alle Afrikaanse kunstenaars, hulle kon enige iemand gestuur het, maar dit was Lia wat die kans gekry het en ek dink regtig dit was so lekker. Dit was heerlik om te sien. Ek dink nie ek weet nie wat deur haar kop gegaan het nie, maar sy het nou 'n klein bietjie vertel in die onderhoud wat ons met haar gedoen het. Dit is net een van daai groot oomblikke wat amper te groot is dat mense nie lekker kan inneem nie. Ek dink nie ek sal weet wat om te sê nie. Ek dink nie ek sal lekker weet hoe om te maak. Hierso is Cynthia hier voor jou. Ja, verstaan. Net daarby en sy was so lief vir die musiekbyspel. Sy kon dit gaan kyk. Sy het vertel sy nou man het 'n paar jaar terug dit gaan kyk. En ek dink dis nou weer eens daardie wat jy sê van dis 'n klein ding. Mense besef nie buite Suid-Afrika hoe groot so iets vir ons is en dit wys net jy kyk daar. Ons ondersteun mekaar. As ons sien een van ons mense kry dit reg, is 'n vervaardiger ergens, is 'n skrywer ergens woon 'n ding by vir ons hierso. Dis groot. Dis groot. Dit wys ook een van ons ou mensies. Kyk hoe kan ook daar by Cynthia hulle gaan kuier op 'n rooi tapijt. Ons wil jy seker gemaak het met Silver Skermfees, waar ons gehad het ons rokke moet pinkie nog groot wees. Sodat jy 'n Elfenbein blind daar So dit kan was 'n baie speel. klein lekker wees. Dit is hoe dedicated ons toekies is aan ons. Hoe maak sy? Tos. Ja, wel ek het my hare is nou vas, so ek kan nie maar. Tos. Ja. Hoorie maar so gepraat van Silverskermfees. Ons was by 'n hele paar feeste hierdie jaar, fliekfeeste, kunstefeeste. Jy was by KAK&K, jy was by die Vrystaat Kunstefees, jy was by Aardklop, ek was by Is die Pos, korrespondent. Die potjkorrespondent. Potch korrespondent, ek was Nelspruit korrespondent, jy was Bloem korrespondent. Ek was saam met jou in Bloem, Ons dit was was saam met- regtig baie lekker dit vir was my. baie Dit was 'n lekker. belewenis. Ek moet sê die Vrystaat Kunstefees is baie anders as die ander kunstefeeste, maar ek dink dit is omdat die Vrystaat Kunstefees het ook 'n bietjie meer van 'n groter diversiteit. Ja. So daar's nie net Afrikaans Ja. by die Vrystaat Kunstefees nie, hulle het ook Engels en ander, jy weet al die 11 tale. So 12, hoeveel tale het ons? 12 is jy gebare taal insluit, ja. Okay, ons sluit dit in. So dit in. Ons het 12 tale. Ek wil sê dit was baie lekker. Dit was my eerste keer by die Vrystaatse Kunstefees, maar daar's een ding wat my baie teleurgestel het en dit is die weer. Want daar is vir my gesê, pak jou missies, pak jou jakkies, maak reg, dit gaan koud wees. Ek was so opgewonde daarvoor. Hulle het gesê daar kan self sneeu. Dit was so warm gewees. Ons moes rokke gaan koop by Pick n Pay Clothing. Dit was so warm gewees. Warm? Ja, Dit was verskriklik warm. Dit was Die so warm. mense by die fees het selfs gepraat oor dit was hoe so hulle warm. elke jaar die koudste tyd van die Ja. jaar kies om die Vrystaat Ja. Kunstefees te doen. So ek het letterlik Ons het ons reggemaak, snoesig. sakke vol warm klere Ja. gepak. Nee, En dit was so warm. Die vrou van die gastehuis waar ek gebly het vir my gesê dit is die warmste wat hulle nog ooit gekry het tydens 'n Vrystaat Kunstefees. Seker omdat dit ons daar was. regtig- Ek en jy Ons het die hitte gebring. Hoorie, so maar ek wil terug aan Silverskermfees toe want dit was 'n baie lekker fees. Ek dink dit is omdat ons al 3 dae was. dit So was fantasties. dit was regtig baie lekker gewees. Dit is 'n 4-dag fees. So ons was lekker lank in mekaar se geselskap en dan ook
die bekendes wat in die fliek speel, hulle is heeltyd daar, so dis eintlik 'n baie lekker fees as mense nou wil netwerk en as jy nou al die bekendes wil sien. Maar uiteraard was daar ook baie lekker flieks hierdie jaar op die Silverskermfees. Ek dink ek was nou al by 'n paar feeste gewees en ek moet vir jou sê, ek dink hierdie jaar se speelfilms was van my gunsteling speelfilms, van die bestes. Die Marlies fliek, ek het so gehuil in daai fliek. Ek weet dit is eintlik 'n komedie, maar daai ding het my hart. Dis 'n tragikomedie. Ja, dit het my hartsnare verskriklik geroer en ek het selfs na die tyd vir my sussie gevat om dit weer te gaan kyk. Sy het net so lekker gehuil. Ek het sommer weer gehuil. Dit was regtig 'n mooi fliek. Ons het 'n warm fliek. So en ek kon lekker. met die mense die hon of hon gesin praat op wie die fliek nou geskoei is en dit is regtig net hierdie warm Namibiërs. Hulle was so opgewonde om in Camps Baai te wees. Hulle wou net sushi in die Kaap ergens gaan kry het en dit was regtig net 'n wonderlike ervaring om met hulle ook te praat. En hulle het gesê dat hulle so aangenaam verras was toe hulle na die fliek gekyk het oor hoe hulle uitgebeeld is en hoe hulle gesin uitgebeeld is en die spesiale oomblikke wat hulle gedeel het. En ek dink dit is mooi om te weet dat ons akteurs dit so mooi kon vasvang, dat dit Suid-Afrikaanse harte gewen het, dat dit die gesin gelukkig gemaak het, en dat hulle hierdie mooi storie vertel het, iets wat begin het met 'n fiets en 'n video, toe hulle die eerste keer gesê het, hulle maak hierdie fliek. Ja, baie mense was so, wat is die Baie storie? vraagtekens. Ja, ek kon nie dink, hoe sal hulle dit maak werk nie, maar hulle het dit ongelooflik maak werk. Brett Michael Innes met sy draaiboek was absoluut fantasties. Hy het vir ons vertel, want ek het ook self gedink, hoekom 'n fliek oor hierdie, en hy sê toe hy daai video gesien het, want ek dink, hy het dit nie gesien toe dit aanvanklik so groot gegaan het nie, met die tweede ronde of toe hy dit gesien, toe dink hy, met so iets wonder hy altyd, wat het of voor of na so iets gebeur. Dis al waar sy kop gegaan het, wat was die uitvloeisel hiervan, wat het nou gebeur na die tyd, maar toe hy nou uitvind, wat het gebeur voor die tyd, wat het gelei tot daai ander, toe weet hy soos die is 'n storie, hy moet 'n storie hiervan maak, en dit was liever, en ons so van, Annie, dit was so groot oomblik vir haar ook gewees, en so lekker om haar in 'n ander rol te sien, sy was fantasties, en Nicola, ons is almal, ek het 'n baie sagte plek vir Nicola, ons klap maar nie vir Nee, Nicola, ek het hom so wat. ek vergeet die jet, sorry, ek kan dit nie eens doen nie, want ek is so lyk asof oud. ek arthritis het, Nee, maar net die enetjie, hè. Wow. hoekom nie die een? Dis wat hulle doen. Maar jy meen nou jou ander hand, anders sit ons twee vriend, jy moet hom draai, that's it. So ons vir Nicola, Ja, ons is regtig wel Zandaal, Sandaal. die hele rolverdeling was regtig vir my baie goed. Ek is mal oor Niels Klaasen ook. Hy het vir my so 'n oulike element na die fliek toe gebring, maar ja, ek moet sê Nicola het regtig waar uitgestaan. So een van die ander flieks wat ook vir my nogal baie lekker was, wat baie kritiek gekry het, maar ek dink dit was ook net omdat mense nie regtig wil sê wat hulle daarvan dink nie, was Kakie Fever. Ja. Ek gaan net uitkom daarmee, ek het dit verskriklik baie geniet. Dit was vir so my snaaks. Dit is nie baie, nodig baie om diep te snaaks. dink nie. Dit was wel 'n paar oomblikke, ek is 'n getroude vrou, maar ek het 'n paar oomblikke. Ja, dit was die Want- snaakste deel. Kan maar ek net so, sê, Mizaan, dit is die snaakste deel. Toe ons daai fliek gaan kyk het, dan sit die twee getroudes langs my, ongetroud, en gaan maak hierdie geluide, en o nee, ek kan nie kyk, en ek sit daar, ek kyk, ek sê so, okay. Ek wil net Okay. sê, Ek is maar 'n cringy hoor. Jy het vir die hele tyd Maklik, geklik. maar ek was regtig so. Jy het letterlik met julle hande. Hulle het vir ons 'n maskertjie gegee. ons Ek moes hom net af. Mizaan het dit oor haar oë getrek het ons Ek wil net sê, Waldemar Pelser, hoof van wat daai premium kanale. Ja, en net premium kanaal. Daar was iemand wat hier gesit het en daar het Waldemar gesit. En ek dink dit het definitief 'n invloed gehad op my reaksie. En dit gevoel asof jy net so met jou pa kyk. Ja, Soos, ek nee, jy wil dit nie kyk nie. Nee, Waldemar, ek lag nie. Dis nie wat belangrik lag is. maar toe. Kan nie kyk nie, wil net ons kyk skaam. Nee, maar dit was ek het daai fliek mense ek wil net ook sê, ek wil daai fliek verdedig en sê mense wat sê dit is vulgair. Die goed wat daai mense kyk wat dit vulgair noem. Net omdat as dit jy in Engels is, beteken dit nie dit maak presies Game of Thrones, 50 Shades of Grey, daar's goed wat 100 keer erger is as Ek is jammer, maar as jy American Pie gekyk het en daarvan gehou het of Euro Trip of een van daai, kan nie. dan kan jy nie Ja, maar Kakie Dan Fever. is dit bly met Ja. die go away, soos dat in die fliek Ja. sê. Go away. Ja, maar julle kom ons praat oor Go Away want dit was Liam Bosman. Nee. Ons sukkel nou om verleef. Ons het nie geweet hoe Liam se tonele gaan wees nie. En ons het ook hierso by Marula baie sagte plek verleef. Ja, dit was Ons het hom op nie keer ken.
Ek moet sê ons het nuwe dele van hom leer ken. Maar hy was vir my so snaaks. Wat ek geniet het van sy rol was die feit dat hy my wel verras het met hoe Maar hy snaaks doen dit altyd. Ek moet dit sê van Liam. Ja. Hy doen dit altyd. Jy dink hy speel een tipe rol en dan skielik kom hy uit met iets heeltemal anders en ek weet nie, dit is so amper, is dit regtig hy? Is dit die Liam wat ons ken? Is dit die Marlamirianers Liam? Ja. Ek dink ons sê elke keer, ons het nie geweet hy kan so intens wees, dalk in meer ernstige rolle, wat hy kan so snaaks wees nie. Liam, ek dink, is op 'n baie lekker plek in sy loopbaan. Hy toets alles. Hy kyk wat alles doen en hy's baie veelsidig. Hy is baie veelsidig. Ek meen as jy vat 'n Khaki Fever dan hierdie lang haartjies, bietjie van 'n Wat is sy karakter se naam weer? Stoffel. Julle is goed onthou, ek kan nie onthou nie, maar ja. Wat ek wil sê van Liam is, hy was nou in Khaki Fever so 'n bietjie van 'n dwieberige karakter met sy langer hare, maar as jy nou kyk hoe hy byvoorbeeld in een keer om die son speel hy 'n tiener, en dan as jy kyk na Niggies, dan is hy hierdie gruwelike Niggies. Ons moet 'n bietjie oor Niggies praat. Ja, dit het Suid-Afrika omtrent beet gehad hierdie jaar. En jy het by KAK&K eintlik 'n groot wat noem hulle dit altyd 'n in Engels praat ons van 'n activation, maar activation. baie geleentheid gehad by die KAK&K. Ek wil sê dit was een van die hoogtepunte vir my van die fees gewees. Hulle het hierdie hele interaktiewe opstel gehad vir die Niggies of vir die eerste episode van Niggies wat toe nou uitgesaai is daai aand in hierdie ou skuur en hulle het goed uit die reeks uit, dit was klere en koerant uitknipsels en al hierdie punte waar jy nou hierdie interaktiewe ervarings rondom Niggies kon gehad het. Alles nog steeds baie of met baie respek en deernis uitgestel, maar dit het definitief gehelp om 'n gevoel te skep. Wat interessant was daai aand, daar was van die akteurs daar gewees wat nou nog nie in die eerste episode was nie, wat nou later nou naam gemaak het, maar ons het nie geweet hulle sit daar tussen ons het. Dit was nou nogal 'n interessante deel van die aand ook. En Liam is nou ook eers later in die reeks. Ek wil net sê, want ek voel dis iets waar ek graag wil spog. Ek het geweet Liam gaan in dit wees nog voordat ons gehoor het hy gaan in dit wees van 'n foto wat kyk net vir ons gestuur het. So klein in die een fotootjie gewees en ons weet toe nie wie die jonger weergawe van sy karakter gaan speel nie. Nou kan ek nie onthou hoe ek dit uitgevind het nie, maar dit was 'n baie lang pad wat ek deur gemaak het geweet, ek het gesien voor die tyd. Maar Liam was in daai reeks ook, ek dink nie mense besef hoe baie daai tipe rolle ook uit van hierdie akteurs moes gevat het nie. Dis baie moeilike rolle, dis swaar onderwerpe. En wat meer as een van die akteurs vir ons vertel het, ek en jy het elkeen met van die akteurs gesels oor daai rolle, oor daai karakters. Hulle sê ook hulle het nie die leksheid soos wat daar is op oorsee se stelle om al 'n tydjie te vat om in karakter te kom nie. Op 'n plaaslike stel loop dit maar so. So om so vinnig in en uit so tipe moeilike karakter, swaar karakter, ek weet Erika Wessels het 'n baie swaar, baie hartseer karakter gehad. Liam het almal nogal intense kwaai karakters gehad. Dis moeilik om net so te kan in en uitkom. So ek dink dit sê net weer eens vir jou vir die begroting, vir die skaal, watter goeie wêreldklas produksies ons kan maak hierso op eie bodem met die hulpbronne wat ons het. En Niggies kan daarvan getuig. Niggies was ek dink een van die beste reekse van die jaar, wil ek sê. Ek dink dit mense behoorlik geboei. Ek dink almal het dit gekyk. Ja. Dit was vaardigheidsteken reeks geweest. Ja. En daar was net so baie lekker jong talent in daai ding. Wat jy het nou genoem van Erika Wessels en Tina van Wyk Loots wat jy weet die ouer rolle speel, maar die jong talent het regtig uitgestaan in Niggies vir my. As jy vat Liam Bosman van wie ons nou gepraat het, Anja Taljaard wat ook saam met hom in Khaki Fever speel, dan het ons vir Jan Roos Steenkamp wat die jonger weergawe van Weer se karakter gespeel het wat regtig so lief en dierbaar is. Ek het Misandrie voorreg gehad om by hom aan huis te gaan kuier in Durbanville. En wat 'n pragtige, ek kyk dit klink soos 'n ouer, wat 'n pragtige seun, maar hy is 'n pragtige seun, hy het so oulike familie en hy het soveel passie. Ek dink ons het ek het nog geskryf in die berig, dit is hy is iemand, al sy passie en sy energie, dit is half asof dit straal so uit. Straal so uit, as wat hy wil dit alles doen nou. Hy wil alles doen. So ek dink hy is ook een van die akteurs wat 'n mens met dop, hy gaan nog 'n baie lang en goeie loopbaan hê. Hy sê ja, en soos dit dan is hy oulike seun. Ja, 'n goeie manier. Maar jy het selfs 'n reaksie gehad na jou onderhoud met Heinrich Wenzel. Ek het ook vir my kom sê, jy's dis 'n regtig oulike seun. Oulike seun. Ek dan besef vir mense jy raak regtig oud as jy so begin praat, maar ja, dit Heinrich is ook een van die akteurs wat ek dink ons moet dophou. Hy was 'n nuusmakers gewees. Ek dink daar's nou ook 'n groot rol, amper verklap ek dit nou. Ons weet hy gaan ook in nog 'n reeks wees in die komende jaar. So dis ook iemand ek dink wat ons moet dophou. Daar's ook nog 'n lang loopbaan, maar ja, al die jong kinders, al die mooi kinders met 'n mooi maniere, die
ja, ek voel nou oud, ek voel nou regtig oud, dat ek so praat oor hulle doen. Ons voel 'n bietjie oud, maar weet jy wat, dit is nou maar net die Dis die aard lewe. van ons bedryf Van ons ook. bedryf, Dis die ja. mense raak al hoe jonger en jonger en ons raak al hoe ouer en dis nou maar net hoe dit is. En een van die jonges oor wie ons vanoggend gepraat het, was Robert Owen. Okay, wag, dis my tyd. Dis my weer. En oor na jou. Julle, hy het Dancing with the Stars gewen. Ek dink almal wat dit gevolg het alle vingers vasgehou, soos duime en Vingers en tone en tone en alles. alles, duim vasgehou dat hy wen en hy het gewen 10 jaar nadat sy sussie Bindi gewen het. Sy was saam met Derek Yu in die span en sy het dit gewen en hy het dit 10 jaar later. En dit was so oulik, tot 'n video van hom weer uitgekom toe hy nog 'n kind was. Ja. En waar hy na die oefening toe gekom het en hy hierdie oulike danspassies gedoen het en nou is hy terug en hy het toe nou ook gewen. Ek dink sy dansmaat was Whitney Carson. Ek kan nie van onthou Carson, nie. ek is nou Maar nie baie seker nie. oulik. Baie oulik. Almal het net hulle geld op hom gehad. En wat net vir my so wonderlik is van hom, is ek dink baie mense sê dadelik, ag Robert, jy is sy pa en dit is nou baie hartseer. Hy het sy pa verloor toe hy maar 3 jaar oud was. Wat vir my mooi was, hulle het episode gehad wat elke deelnemer moes 'n liedjie opdra aan iemand en hy het dit opgedra aan sy ma. En dit was vir my so mooi. Ek dink almal het verwag hy gaan dit doen vir sy pa en toe doen hy dit vir sy ma en ek weet nie O, wat die trane. ek kon nie Die op haar huil nie. krokodiltrane. Hy het begrafnis gevier. Ek lê daar, my man weet nie wat aangaan nie. Ek is in 'n toestand en dit was net Robert Owen. En die mooi ding is sy pa was hierdie natuurbewaarder. Hy was nie net 'n glanspersoonlikheid en 'n televisiemaker nie. En Robert herinner ons aan hom want hy is betrokke by Earthshot. Hy is 'n bestuurder by Australia Zoo, waar sy pa en sy ma ook al jare dit besit het. Hy gaan nou Suid-Afrika toe kom. Hy is nou op pad New York toe en dan kom hy Suid-Afrika toe om 'n reeksie te kom skiet. So ek dink ons het 'n bietjie van Steve en sy seun gekry en ek dink ons sien nou 'n oplewing in sy gewildheid. Wêreldwyd is almal maar 'n sagte plekkie. Ja, dit Vir maak ook Robert. skade dat hy goed lyk as hy sy hemp uittrek. Ja, nie niks gesien nie behalwe die episode waar hy sy hemp so opgeruk het, maar ek dink almal van ons was soos Hy's 21, hy's 21. Ek moet nou seker die voorreg gehad, maar dit was baie snaaks geweest want al wie hieroor omgegee het was al die Gen Z's in ons kantoor. Laas met die Earthshot toekennings, dit was in Suid-Afrika. Hy was op die tapijt geweest en ons as Marula die geleentheid gehad om met hom 'n baie kort onderhoud te doen. En dieselfde ding, ek dink ek het nog vir jou dadelik die foto gesien en gesê wat 'n oulike seun. Oulike seun. baie goeie manier. Ja, vir maniere dat die tannies bloos nie. Ou Robert gaan ook nog baie liefie. ja, baie geliefd bly. Ja. Hoorie, maar iemand wat nou nie meer 'n geliefde seun is nie. Mag ek dit sê? Is Prins Andrew, 'n regular Andrew. want hy is nou nie meer 'n prins. Hy is nie meer 'n prins. Ek voel jy's ook jou. Ja, Mizaan het hierdie nie baie geniet nie. Sy het lekker gekry. Sy het alles daarop Ek dink dit kom nou al 'n lang tyd. Ek meen dit het al 'n paar jaar terug uitgekom dat hy op 'n manier 'n verbintenis met Jeffrey Epstein gehad het. Wil dit nie verduidelik nie, gaan Google net as jy jouself wil skok. Hy het 'n verbintenis met hom gehad. Hy was op die eiland, sê hulle, ek weet nie wat is die bewyse daar agter nie. En daar was hierdie ding wat nou maar oor hulle koppe gehang het. En uiteindelik het koning Charles gesê klaar. Is nou klaar. Maar nou is daar ander goed, Sarah of hoe sê mense Fergie. Weet sy daar's nou gerugte dat sy 'n boek of 'n tell-all of wat. Daar's goed rondom sy dogters wat nou uitkom, wat hulle wonder was die dogters op 'n manier betrokke, was hulle dalk op 'n manier slagoffers gewees. Ek dink hierdie stof gaan vinnig gaan lê. Maar mense of jy nou 'n koninklike liefhebber, kenner wat ook al is of nie is nie, dit is 'n groot ding dat koning Charles hierdie gedoen het. Prins Andrew of regular Andrew bly nie eers meer. Hy moet nou sy eie huis kry. Ek weet nie wat sy geld hy nou waar sy geld vandaan gekom het, maar die feit dat die koning sy titel, sy huis, al sy voorregte weggevat het. En die van ons wat nou kenners is en jy weet nog altyd hierdie familie se stories gevolg het, weet Prins Andrew was die gunsteling.
Hy was een van die gunstelinge gewees. So dis 'n groot, ek dink die mense besef, baie mense sê hierdie moes al lank al gebeur het, maar dis 'n groot ding hierdie, dat Koning Charles sy eie broer se titel voorregte geld alles nou moes weggevat. Ek dink daar was baie druk op hom om dit te doen. Ja, dis 'n groot ding. Dit hang regtig nou al 'n paar jaar oor hierdie mense se koppe. En dit soort van 'n buitestander se oogpunt afgelyk asof hulle niks doen nie. Asof hy nou maar net in beelde kan voortleef. Veral toe die koninge nog gelewe het. Sy was baie ek dink sy was gekant daarteen, maar sy het nie haarself baie daaroor uitgelaat nie. Nie dat sy haarself baie oor baie dinge uitgelaat het nie, maar ek bedoel maar net sy het nie baie uitvoerings gedoen om iets aan die situasie te doen. Ja, sy het nie standpunt ingeneem of enigiets nie. Maar ook iets wat 'n groot ding was hierdie jaar in terme van die Britse koninklikes, en mense sal dit nie glo nie, was die feit dat mense gewonder het of Kate by een of ander geleentheid 'n pruik gedra het of nie. Ja. En dit het groot polemiek veroorsaak. Selfs in ons kantoor het mense met mekaar gestry. Mense het jou genader uit jou Kan nie vir jou sê hoe baie mense wat wou graag weet, wat dink jy? Ek kan nie vir jou sê hoe baie mense het my gevra te daai foto's, so die wat nou nie weet die daar 'n foto uitgekom van Prinses Kate wat sy nou by een of ander geleentheid was, en dit het gelyk asof iets in haar hare was nie lekker nie, asof sy of 'n stuk of 'n pruik of 'n net 'n stuk, 'n blonde of 'n- boostuk. Ek kan nie vir julle sê hoeveel mense het my daar gevra, dink jy dis regte? Ek het 'n haarkapper gekontak en gevra, kan sy vir ons sê, die haarkapper het gesê sy wil eerder nie betrokke raak by die debat nie. Sy soos ek wil nie betrokke by die debat nie. Dis letterlik so ernstig dat sy voel sy kan nie sê wat sy dink. Kate se kapsel skep mense wil nie betrokke raak nie. Vir die wat omgee, ek het gesê ek dink nie dit was 'n pruik nie, dit kon dalk 'n haarstuk gewees het wat ons weet sy het nou baie intense behandeling ondergaan die afgelope jaar. Ek dink ook dat daar was iets of dit was vreemd gekleer of dit was 'n stuk. Sy het want gewoonlik haartjies is maar nie, jy weet dat hulle blaas maar volume Ja, daarin. blaas volume Maar dit is daarin. onnatuurlike volume gelyk vir my. Iets het vreemd gelyk Baie daarin. kort daarna toe haar hare terug. Ja, nou, dis ons dit het nou geken weer. het. Maar ons moes hierdie hanteer amper soos 'n in diepte Sondag koerant artikel. Gaan kyk na waar is die haarlyn. As dit so styf uit. Ek kan nie vir julle sê dit is so snaaks hoe intens ons nou gegaan het op 'n storie oor Kate se kapsel. Ek dink dit was een van die mees geleesde stories daai dag. So mense wat sê wie gee om, baie van julle gee om. Dit was. Baie van julle Maar gee om. kan ek net sê dat dit is gewoonlik die berigte waar die mense die kommentaar sê, so wat? Ja. Wie gee om? Ag, Marula. nuus? Is dit Is dit Marlies Marula? Dan het jy gaan lees. Jy het hom gaan lees eers. Maar dis een van daai berigte wat ons kan sien hoe baie mense Maar dit gepraat van gaan guilty lees. pleasures. Mense gaan lees dit. Guilty pleasures. Guilty pleasures. En dit is presies hoekom mense, as daar 'n baba gebore word, dan sê hulle, daar's baie babas. Maar as dit een se baba is, dan gee ons Dan gee ons om. Dan gee ons verseker om. En dis dieselfde met meer vir Suid-Afrika. Dit is dieselfde met elke ding. So nee, ek moet vir julle sê, hoe voel julle oor die Afrikaanse vermaakbedryf oor die algemeen? As jy nou so vinnig terugdink oor die hele jaar, net so vinnig. Is hy vir jou nog lekker? Ek dink ons het 'n baie goeie jaar. Ek dink in terme van ek het nogal hierdie jaar vir 'n paar mense gevra sien hulle dat nou Afrikaans se EUFS as 'n amptelike taal is. Gevra hoe voel hulle oor die gesondheid van die Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf, en baie van hulle sê dis goed. Daar's baie vernuwing, daar's baie innovasie, daar's geleenthede, soos alles kos dit meer geld, meer finansiële inspuiting, maar ek dink ons kan baie trots wees oor hierdie jaar en oor al die talent en al die mooi goed wat hierdie jaar uit die plaaslike vermaaklikheidsbedryf verseker ek stem saam. En ek het maar 'n sagte plekkie vir die onafhanklike kunstenaars. Misaan weet ook die ou onafhanklike kunstenaars lê maar naby aan my hart, en dit voel vir my daar was regtig hierdie jaar so 'n bietjie van 'n oplewing in kunstenaars wat net besluit het ek gaan dit self doen. En selfs kunstenaars wat geteken was, wat nou op hulle eie is, soos ek Landry is nou ook onafhanklike kunstenaar. Daar's baie van hulle wat mense dink is geteken en hulle krap hulle eie potjie. So daar's dalk 'n skuif wat ons besig is, of wat nou besig is om te gebeur. Maar ek dink dit dui op hoe gesond ons bedryf is, dat die feit dat 'n kunstenaar wat by 'n platemaatskappy was op sy eie kan gaan en nog steeds die volgelinge het wat hy het en die aanhangers wat hy het, dink ek
is 'n baie goeie aanduiding. Julle, hierdie was nou 'n baie lekker gesprek. Ek dink ons kan eintlik op baie langer praat oor vreeslik baie dinge wat hierdie jaar gebeur het. Dit was ons laaste episode vir 2025. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie vir ons luisteraars, dankie vir ons kykers. En dankie vir julle twee wat elke keer hier saam met my kom sit en gesels het. Baie geseënde Kersfees vir julle twee ook. En 'n baie geseënde Kersfees aan ons luisteraars en kykers. Ons sien julle vroeg in 2026 weer. Geseënde Kersfees.